Wat ons nou volgende gaan leer, is as ons vinnige berekeninge met velde wil doen. So in Excel, as ons wil weet wat die gemiddelde shift amount is, dan gaan ons 'n average moet gaan doen op daai kolom deur self 'n funksie in te tik, nee. Nou hierso is daar actually 'n tool wat 'n mens gebruik om dit vir jou te doen. Nou, voordat ek die tool activate, wil ek net vir jou hê, moet jy mooi kyk na die layout van die bladsy. So, sien jy dat ek sien 'n deel van die skerm en ek is nie noodwendig tot aan die onderkant van die tabel nie. Nou is ek aan die onderkant van die tabel, nee? So ek is nie noodwendig tot heel onder aan die tabel nie. Ek is op die Home tab en hier is 'n tool met die naam Totals wat ek kan aanskakel. As ek Totals aanskakel, sit hy vir my 'n rytjie hier onder op die skerm. Dis met ander woorde nie onder aan die tabel nie, dis net onder aan die skerm. 'n rytjie met die naam Total by, waar ek per veld een of ander funksie kan gaan kies. Afhangende van die tipe data in daardie veld. So, in 'n veld wat net teks het, so school, kan ek sê count. Daar's nie regtig veel anders wat ek kan doen as wat ek kan count nie. Maar by iets so shift amount wat nommers is, kan ek gaan sê average. Of ek kan gaan sê sum, wat is die totale shift amount as ons almal moet betaal, as almal kom werk. Okay? Of ek kan sê wat is die maximum shift amount. Goed. Wat is die average shifts wat mense werk? Ek kan enige so iets uitwerk. Daar is te veel om te wys. Sien jy, hy wys hashtags. So ek gaan hom moet groter maak om actually die hele ene te kan sien. Goed, so wat ek sien hier uit is ek hoef nie tot heel onder te skraal om alles te sien nie. Hy bly net aan die fisiese onderkant van die skerm. Net dat jy weet, die count tel nie noodwendig al die rekords nie, hy tel die inligting wat ingevul is. As daar goeders is wat leeg is, tel hy dit nie. Sien jy, hy word minder as daar blanks is. Die ander ding wat jy moet weet, is as ek 'n filter toegepas het, so kom ons sê, ek gaan net hierdie filter wegvat, clear all filters wat daar was. Kom ons sê, kom ek gee vir jou 'n tipiese eksamenvraag. 'n Tipiese eksamenvraag sal wees, wat is die totale bedrag wat ons sal moet betaal vir almal wat in reptiele belangstel se shifts? So wat is die shift amount wat ons gaan moet betaal as almal wat in reptiele belangstel op dieselfde dag kom werk? So wat ek dan gaan moet doen is ek gaan eers 'n filter moet toepas en dan gaan ek 'n sum moet doen op die shift amount kolom. En dan kan ek sien die antwoord is 1265. En dan sal ek in my Word dokument by daai vraag gaan invul 1265. En dan sal daai antwoord vir my 2 punte tel. Dan vir my volgende vraag moet ek onthou om daai vorige filter actually te clear. Anderster gaan al my antwoorde daarna verkeerd wees. Baie, baie belangrik. Okay, julle? Goed. So nou gaan jy aktiwiteit doen op bladsy 2, aktiwiteit 5 op bladsy 224 en jy moet al jou antwoorde in 'n Word dokument neerskryf. Ons gaan dit merk. Asseblief maak seker dat jy dit save in 'n Word dokument en dan gaan ons dit saam merk. Okay? Okay, kom ons kyk die vrae eers en dan merk ons dit gou-gou. So, ekskuus, ek wil vir jou in 'n window demo. Ek gaan vir jou in 'n window demo sodat jy dit kan toemaak of althans minimize, sodat jy dan jou antwoorde kan merk en kyk of dit reg is. Maar dis belangrik dat jy seker is hoe ek actually by die antwoord uitkom, okay? Goed. So, die eerste vraag, hoe oud is die jongste vrywilliger? Die maklikste om by dit uit te kom is sommer om te sê sort smallest to largest.
En dan die jongste vrywilliger is 14 jaar oud, né? Goed. Wat is die gemiddelde bedrag per skof? So ek gaan die totals rytjie aansit. En dan gaan ek by die shift amount kolom seker maak dat dit 'n average is. So die gemiddelde bedrag per skof is R31.50. Dan nommer 3. Hoeveel vrywilligers is daar van Vista SS? Klik, select all untick, kies Vista SS. Okay, nou in die geval kan ek net onder van die rekordlysie aflees, 42, maar as jy wil veilig wees, kan jy ook by die total rytjie net gaan kies count. 4de vraag. Voordat ek hom kan doen, moet ek nou my filter kleur wat ek klaar gedoen het. Hoeveel vrywilligers van HS Denwil stel in voëls belang? So nou moet ek gaan 2 filters stel. HS Denwil en interest is birds. So die antwoord is 2. Kleur my filters. Vraag 5. Watter vrywilligers het op 5 Januarie by Ozizo Wildlife begin uithelp? So nou kan ek sê date filters. Jy kan of net hierso gaan soek vir 5 Januarie, of ek kan sê equals. Kyk, as dit 'n datum is wat nou naby is aan vandag se datum, dan kan jy nou gaan kyk vir yesterday, last month, sulke tipe goeders. Maar vir nou kan ek net sê equals en ek kan actually met hierdie date picker die datum gaan kies. 5 Januarie 2018. Dit is die maklikste, nee 2018, skus. So, kom ons gaan kies om hierso. Dis die maklikste manier om seker te maak jy tik dit reg in, want afhangende van die settings van die rekenaar moet jy partykeer die jaar of die dag of wat ook al eers intik. So, dis die beste manier om seker te maak jy doen dit reg. So die antwoord was Anna en Sandy is die 2 vrywilligers wat 5 Januarie by daai dag begin het. Want sien jy hoe hierdie vraag gevra was? Watter vrywilligers, nie hoeveel nie. Watter vrywilligers? So dis Anna en Sandy. Okay, vraag 6. Kleur hierdie filter. Hoeveel vrywilligers wat in reptiele belangstel het nie 'n eerste hulp kursus afgelê nie. Okay, so ek soek almal wat nie getiek is nie, nê? So nou moet jy toets. Jy sal sien as ek almal kies wat 0 is dit die wat nie getiek is nie. So dis 18 wat nie 'n eerste hulp kursus afgelê het nie. Sien jy? Ek gaan nou vir julle verduidelik, as ons nou die volgende werk doen. Die -1 is die wat getiek is en die 0 is die wat nie getiek is nie. Ons gaan nou leer wat dit beteken as ons die volgende werk doen. Okay.